My naam is Etienne. Ek wil graag met julle getuig van my seun Wesley. In 2012 het my seun baie ernstig siek geraak. Hy het verskillende emosies gewys van wanbalans en ons het nie geweet wat dit was, waarvoor, wat momkeer dit nie. So het het met die doktersbehandelings het hulle eers gedink dit is dalk middeloorinfeksie. Daarna het hy begin skeel raak met sy oë. En toe die dokters nog verskillende oorinfeksiebehandelings probeer toepas, maar dit het ook nie gewerk nie. En die volgende fase wat gebeur het, was toe dat hy begin dubbelvisie kry. En die dokter het onmiddellik toe vir ons gesê, nee, hy moet dadelik by die hospitaal uitkom. Daar is iets groter fout as wat dit net 'n infeksie is of 'n wanbalans in sy ore. So hulle het dan besluit om hom onmiddellik te verplaas Tygerberg Hospitaal toe. Met sy aankoms daar die volgende dag moes hulle 'n gat in sy kop boor aan die bokant om die drukking te verlig. Ek onthou ek het die volgende dag na die operasie, dit was omtrent 'n 6 ure lang operasie, by hom aangekom, het hy vir my gesê hy voel baie beter. So ons het gedink dit is nou alright. Maar weens die feit dat dit om die breinstam was dit te gevaarlik vir hulle om alles te kon verwyder en kon die dokters net 'n gedeelte van dit verwyder. So nou moes die dokters besluit het na wat se behandeling is nou volgende. Hy moes 'n hele paar maande in die hospitaal gelê weens die operasie in sy brein, waarna hy toe oorgeplaas is na die kankerafdeling toe om daar verder behandel te word. Met die uitslag wat ons toe gaan na die dokter toe vir die uitslag van die MRI-scan, toe sy dit op die skerm gooi die brein, toe wys dit die uitslag wat hulle gegee het vanaf die hospitaal af vir die MRI-scan, dat daar is geen tumor in sy brein nie, as ook geen kanker in sy rugmerg nie. So dit was vir die dokter 'n geweldige skok, sy kon dit nie verstaan nie. Toe roep sy 'n tweede dokter in om te kom kyk, wat is nou hier aan die gang? Die dokter het toe gegaan en die brein, ek het gesien nog hoe sy die brein dan uitmekaar het, onderste bo vou, om te soek waar is die tumor. Toe roep sy die hoof van die kankerafdeling om te kyk wat hier aan die gang is. En die hoof het toe ingekom en hy het ook op die skerm gaan kyk en ook deur al die brein gegaan, die hele storie deur sy rugmerg gegaan en hy bevestig, ek onthou sy woorde was, hierdie seun het geen kanker nie. En met dieselfde woorde toe hy dit klaar gesê het, die een van die dokters daar gesê, hier het sopas 'n wonderwerk plaasgevind. Jehovah Rapha het my seun besoek en hom genees, en dit was 'n werklike amazing miracle. Ek weet dat die dokters begin gesê toe hulle my gesê het dat hy het kanker, toe het hulle gesê hy het 5 jaar om te lewe, maar God het gesê nee, hy gaan lewe, want ek gee vir hom lewe.